En die ander merk wat ek het is op my vinger gewees toe ek 'n blikkie vasgehou het en ek vir my pel gesê het met die pelletgeweer skiet. En toe hy die eerste keer skiet, voel ek die skoot is die bo hoor. Ek voel die wind van die skoot boor my vinger, boor my hand. Ek sê, nee man, skiet laer, jy skiet te hoog. En hy het laer geskiet in my vinger in. Die voorste deel van my vingerbeen was weggeskiet. Hulle moes hom uitgesny het by die hospitaal, die patroon uitgekry het. En so het jy ook stories om te vertel, nee, het jy nie? Stories van merke wat jy dalk dra, iewerste, 'n storie. Dit moet 'n baie lekker ysbreker wees. Ons moet dit by ons manne 'n bietjie doen. Waar ons 'n bietjie vra, vertel ons die storie van die merke wat jy dra. Party van julle het geboortemerke wat jy het. Party van julle wat vanmôre hier sit, net soos ek, het rekmerke na Desember. Mense 5 kilos opgetel in Desember. Life is not fair. Dit vat my 'n hele jaar om 5 kilos te verloor. Tel dit in 1 maand op. 5 kilos. Wie van julle het nog so 'n probleem? Weet jy wat ek besef, dis 'n regte probleem. Vanoggend toe ek 'n hemp gesoek het in die kas. Kry net nie 'n hempietjie wat lekker sit nie. Sit nie nice nie, maar is nie regte size nie. En party van die merke wat ons dra, is nie sigbare tekens nie. Merke wat partykeer gekom het met 'n storie, iets wat met jou gebeur het. Dit het hier 'n merk in jou emosie en jou hart kom laat. Party merke het jou gevorm. Party was so seer dat dit in 'n mate bietjie gebreek het. En ek weet nie wat se merke jy het nie. Maar hier is die een ding wat ek wel weet, is dat God begeer, dat bo enige merk wat jy mag hê in jou lewe, dat jy hierdie merk sal dra, dat jy die merk sal dra, waar mense as hulle na jou kyk, dat hulle sal sien, Christus leef in jou. Daar's hierdie heerlikheid van God wat in jou is. Dis die evangelie, ouens. Jesus het kom woning maak in my en in jou. Daar's iets van 'n gewig wat ons dra, van God wat met ons is en by ons is. En dis hoekom as ek aan 2026 dink, dan roep ek oor ons uit en dan sê ek, hierdie gaan 'n goeie jaar wees. Nie omdat alles reg gaan loop nie, want ons weet, ons is baie naïef wees as jy dit gaan glo. Daar sal challenges wees. Jesus het gesê in hierdie wêreld sal daar uitdagings wees. Dit gaan kom. En is nie omdat ons glo alles gaan in plek val dat dit 'n goeie jaar gaan wees nie. Ons roep dit uit, dit gaan 'n goeie jaar wees, want God het kom woning maak in ons. Hy het my nie alleen gelos nie. Ek leef met 'n bewustheid elke dag. Hy leef in en deur my en dit is genoeg, ouens. Is genoeg om te weet die skepper van die heelal het kom woning maak. Hoe sê 2 Korintiërs 4:6, ek lees vir jou die Engelse vertaling. For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, en dis ons slogan ook natuurlik, nee, marked by His glory, known by His love. Dis die slogan vir Doxadeo, familie in die algemeen, maar ook vir ons, en ons gaan ons oor hierdie praat. En ek begeer aan die einde van hierdie jaar, dat hierdie nie net woorde sal wees, wat hier staan op 'n banier wat ons hiervoor het nie, maar dat hierdie sin, dat jy oor hom sal dink, dat jy oor hom sal bid, en dat jy sal besin oor wat dit vir jou beteken, as ons sê, marked by His glory, known by His love, want in daai sin lê daar soveel krag en soveel waarheid opgesluit. Nou, met dit in gedagte wil ek jou vat na 2 bekende stede wat ons van lees in die Bybel. Die eerste stad, Jerusalem. Nie 'n verrassing nie, sekerlik die mees bekendste stad wat ons van lees in die Bybel. Jerusalem was die plek wat God gekies het om sy woning te maak. Dit was die plek van vrede gewees. Jerusalem, plek van vrede. Dit was die plek waar mense God aanbid het. Dit was die plek waar die tempel was. Dit is die plek waar die Jode gevoel het, hier maak dit sin. Die volk van God het gevoel, hier is God, hier verstaan ons hoe dit werk. Hier, Shalom, Jerusalem, dis waar God is. Dis waar ons hom kan aanbid.
En dan was daar nog 'n stad in die Bybel. Hy was baie anders te gewees. Dit was Babylon. Babylon was kompleks gewees. Dit was 'n stad vol stelsels, mag, idees, agendas, wat nie netwendig God se hart verteenwoordig het of weerspieël het nie. Jerusalem was 'n plek waar ek veilig gevoel het. Babylon was 'n plek wat gevaarlik gevoel het. So het hierdie twee kontraste, die plek waar God was, waar God aanbid het, maar dan het jy ook gehad Babylon, 'n onheilige, onveilige omgewing waar niks my sin maak nie. En Israel, nou jy sal onthou, die Here het Israel in die Ou Testament as 'n volk gekies. Hoekom? Want God wou deur Israel hê dat hulle 'n seën vir die wêreld sou wees. Dat hulle tot seën van die wêreld sou optree, dat hulle na Israel sou kyk, dat die mense na Israel sou kyk en sou sê, God is hier teenwoordig, hy's besig om met sy volk 'n pad te stap, en dat die wêreld as gevolg van dit geseën sal wees. Ons ken die storie. Maar ons weet ook hoe Israel op 'n plek gekom het waar hulle op 'n manier begin leef het, waar hulle roeping by die mure van Jerusalem geëindig het. Dit het nooit vir hulle gegaan oor meer nie. Hulle het die beloftes van God geniet en alles, maar die opdrag van God het hulle nie ernstig gevat nie. En hulle roeping het gestop by die mure van Jerusalem. En dan gebeur die ondenkbare. Babylon en die Babyloniërs val Jerusalem binne. Die tempel word vernietig. Die volk, die jong manne en jong meisies van Israel word weggevoer as ballinge en hulle sit in Babylon weggevoer. En hier by die riviere van Babylon sit hulle ontnigter, ontwortel, niks maak sin nie, en hulle het een gebed wat hulle bid. Here God, red ons van hierdie bose plek. Kry ons net hier uit. Red ons uit Babylon uit. En die Babyloniërs kom na hulle toe en hulle sê, hoorie, ons hoor, julle Israeliete kan so mooi sing. Sing 'n bietjie vir ons 'n liedjie. Sing 'n bietjie, laat ons hoor hoe julle sing. En dan kom hulle en dan sê hulle, maar hoe kan ons vir julle sing? In 'n vreemde land. Hoe sing ons vir julle as ons hier in 'n vreemde land is en dis die liedjie wat Bonnie M geskryf het. Julle het gedink is Bonnie M wat hom geskryf het, is eintlik al lankal geskryf by the rivers of Babylon. So how shall we sing a song in a strange land? Dan sing hulle oor hierdie gebeure. Met ander woorde, julle vra ons om te sing, hoe sing ons in 'n vreemde land? Hoe leef ons geloof uit in Babylon? Ons geloof is veronderstel om uitgeleef te word in Jerusalem. Hoe aanbid ons God in 'n vreemde land? Hier sit ons is ballinge, ons is weggevoer. Ons het niks om oor opgewonde te wees nie. Ons het niks om oor te sing nie. Ons het niks om oor ons geloof oor opgewonde te word nie, want ons wil in Jerusalem wees en nou is ons in Babylon. Ons kan nie sing nie. Hoe sing ons in 'n vreemde land? En met dit in gedagte, Jeremia 29. Nou as jy jou Bybel by jou het, wie nie saam met my blaai, en dankie ek sien hier's ouens wat vanmôre hulle Bybel saamgebring het, nou of dit elektronies is en of dit gedruk is, wil jy nie net 'n gewoonte maak om hom saam te bring nie, ons gaan lekker met hom werk in die toekoms. Jy kan ook elke pen saambring en hier en daar 'n nota vat. Jeremia 29, ons lees van alles, en dit is veral vers 11, wat baie bekend is. Julle gaan nou hoor, ons kwoteer hom baie keer, en ons haal hom aan, en ons sê hom baie keer. Maar Jeremia 29, vanaf vers 4, sê hierdie woorde. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge, wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie.
Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want in sy belange is ook julle belange. Dan vers 11, die deel wat ons so goed ken. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. So met dit in gedagte, hier sit hulle is in Babylon, weggevoer, en nou begin die Here met hulle praat, deur die profeet. En profeties hoor hulle hoe dat God besig is om goed vir hulle te kom sê. En ek dink die ding wat hulle moes geruk het, was vers 4 en vers 7. Want het jy mooi gehoor wat hy sê? Hy sê, bevorder die belange van die stad waarheen ek julle weggevoer het as ballinge. Here, U bedoel U is in dit. U het U hand in dit, dat ons weggevoer is, dat ons nou hier in ballingskap sit, dat ons in Babylon is. En die Here sê, ja, my hand is in dit. Daar is iets wat ek ook gedoen het. Ek het ook iets in gedagte met dit. En dan op die hake van dit, as jy mooi hoor jy hoe dat die Here vir hulle begin uitdaag en sê, hou op om te dink, jy's 'n slagoffer. Begin in jouself te dink as 'n draer van God se heerlikheid. Jy's nie net 'n slagoffer nie, jy's daar met 'n rede, jy's 'n draer. Hou op om te ontsnap, om te bid. Die een ding wat ek oor en oor hoor julle bid is, Here, help ons om net te ontsnap, help ons om weg te kom. Here, vat ons uit hierdie plek uit. En die Here sê, daar gaan 'n dag kom wat dit gaan gebeur. Maar wat ek nou wil hê is, hou op om hierdie gebed te bid van ontsnap en vlug en slagoffer, maar begin te bid om te sê, hoe kan ek beïnvloed? Wees lig. Hou op om te onttrek. En dan sê hy, bou huise, plant tuine, maak families groot, leef voluit in Babylon sonder om soos Babylon self te word. Waarom? Ouens, want God het 'n plan. God se liefde vlug nooit van gebrokenheid af nie. God sien 'n stad raak, 'n stad wat hom nodig het. En God sê, hierdie stad het my net so nodig soos die stad Jerusalem. Hierdie stad wil ek hê, moet jy beïnvloed, moet jy lig wees. God se liefde stap in gebrokenheid in, en is in gebrokenheid wat God sy liefde wil gee om heel te maak. Sy liefde tree binne. Dan sê hy in vers 7, hy sê, soek die belange van die stad. 'n ander vertaling sê, soek die welsyn van die stad. Die oorspronklike vertaling sê, soek die shalom van die stad. Nou shalom, weet ons is, meeste van ons het die begrip van vrede, as ons dink aan shalom, maar ons weet, shalom beteken baie meer as net vrede, nee. Shalom beteken, is 'n ryk woord, nee, hy beteken heelheid, herstel, gesondheid, veiligheid, standvastigheid. Shalom is, wanneer iets gebreek is, wanneer dit weer bymekaar kom en heel word, die shalom. En God sê, in die shalom van die stad, gaan soek dit, want in dit sal julle voorspoed vind, in dit is julle belange ook, in die stad, dit moet goed gaan in die omgewing waar jy in is, al voel dit vir jou, ek bid net een gebed, Here, vat my net hier weg, sê die Here, nee, hou op om dit te bid, en begin die voorspoed te soek, begin die vrede te soek, begin die shalom te soek. En as ek vir jou oor 2026 van my kant af iets mag vra, is dit baie keer, weet ons, nee, ons weet, ons bevind ons baie keer in 'n Babylon omgewing. En jou Babylon omgewing mag dalk wees maandag as jy by die werk instap. Dit mag dalk die omgewing wees waar jy in bly, waar jy in funksioneer. Ek weet nie, wat is die Babylon omgewing in jou lewe, waar jy voel, Here, kan nie asseblief, red my net van hierdie bose plek. Ek wil vandag vir jou sê, soek die herstel, soek die shalom, soek die gesondheid, soek die veiligheid, soek die standvastigheid,
vertrou die Here dat dit wat stikkend is, dat dit reg gemaak sal word. En ek weet as ons daarna kyk, is so kompleks en so groot baie keer, en jy sê, jy weet nie waar ek werk nie. Maar ek wil jou uitdaag om klein treetjies te gee. Al is dit net met jou kollega, al is dit op 'n bestuursvlak, begin klein treetjies te gee, waar jy die Here vertrou van die shalom, die heelheid, want in die voorspoed van jou omgewing sal jy voorspoed vind. Dis wat hy vir ons hier sê. En dis wanneer God se mense, dis wanneer ons begin lief het, soos wat hy lief het, wat 'n stad begin anders te lyk. Die manier wat ons God se shalom inbring, die heelheid inbring, lê baie sterk daarin, dat ons 'n gebed sal bid, Here, maandag as ek in my omgewing gaan, help my om lief te hê, soos wat U my lief gehad het. Help my om so lief te gee. Wanneer ons so lief het, begin daar iets van herstel te kom, daar begin iets van 'n heelheid te kom, 'n gesondheid te kom, daar begin iets van 'n veiligheid te kom. Dis deur die liefde, deur op te tree in die teenoorgestelde gees, is die van die wêreld, wat ons omgewing, die voorspoed, die heelheid van ons omgewing soek. En dis hoe ons geken word, ouens, aan sy liefde, dat ons sal lief hê, soos wat hy. Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. 2026, hier kom hy, die grootste ding wat jy kan doen, 2026, dat julle anders sal lief hê, soos wat hy julle lief gehad het. Dat jy dit so ontdek, hoe lief hy jou het, en dat jy anders so sal lief hê, marked by his glory, known by his love. Weet Jesus, as Jesus praat oor die kerk, nou, miskien dalk net om vinnig te sê, Jesus het nooit die woorde kerk gebruik nie, om mee te begin. Ons weet as 'n skrifgedeelte wat sê, hierdie is my kerk, en die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie, Jesus se woorde. Maar die woordjie kerk het eers later ingekom in die vertalings. Dit was die Duitsers gewees wat om so bietjie vertaal het met kirche, en toe het ons hom ook vertaal, die woord waar die woord kerk vandaan kom, het ons hom ingesit, kerk. Maar die oorspronklike Griekse vertaling gebruik nie die woord kerk of sinagoge of tempel of iets soos dit nie. Die oorspronklike woord, as Jesus sê, hierdie is my kerk, is die woord ekklesia, die Griekse woord, ekklesia. Was die Grieke wat dit gebring het, hierdie woord, is 'n publieke woord gewees, maar dit was die Romeine wat dit vervolmaak het. Want ekklesia het beteken 'n groepering van mense, wat saam geroep was vir 'n spesifieke doel. Ekklesia. Jesus sê, ek gaan my kerk bou. 'n Groepering van mense, saamgeroep vir 'n spesifieke doel. Dit is nooit bedoel om 'n tempel of 'n gebou te verteenwoordig nie. Dit is altyd bedoel om 'n groepering van mense. Toe Jesus sê, ek gaan my kerk bou, my ekklesia bou, die ouens het baie goed verstaan. Groepering van mense, saamgeroep vir 'n spesifieke doel. Jy het 'n ekklesia gekry van soldate. Ekklesia van soldate, saamgeroep vir 'n spesifieke doel. As Rome 'n land ingeval het en 'n land verower het, dan het hulle 'n ekklesia, 'n groepering van mense, het hulle gestuur in 'n gebied wat verower was. En hulle moes hierdie mense, wat nou daar gebly het, wat nou nie deel van die Romeine was nie, hulle moes hulle georiënteer het, geleer het, hoe tree Rome op, wat is hulle gebruike, wat is hulle gewoontes. Hierdie ekklesia moes hulle beïnvloed het, dat hulle sou optree, sal lyk en praat, soos die Romeine sal lyk, optree en praat. En Jesus gebruik dieselfde begrip. Hy sê, ek sal my kerk bou, my ekklesia, geroep vir 'n bepaalde doel, 'n groepering van mense. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Luister, kan ek vanmôre vir jou sê, die kerk, dis ons wat vanmôre hier sit. Die kerk is op sy beste. Nie noodwendig as ons vanmôre so saamkom. Hierdie is kosbaar, is belangrik en dit moet so wees. Dit moet so wees. Maar ons is nie op ons beste noodwendig wanneer ons hier by mekaar is nie. Die kerk is ook nie op sy beste nie. Ek het groot geword met 'n teologie waar hulle gesê het, pas op, onthou jy? Pas op, klein oogies, pas op. Ek het groot geword met 'n pas op God, en ek het groot geword met die hele gedagte, vriend van die wêreld, vyand van God.
En ek het gedink, ek mag nooit myself vereenselwig of meng met die wêreldse ouens nie. En hier is die ding, hoe gaan ek die wêreld beïnvloed as ek nie daar is nie? Dis anders, Jesus was genoem 'n vraat en 'n wynsyper, hoekom? Want wie hy gekuier het, met wie hy tyd spandeer het. Dit was mense wat van God en gebod niks afgeweet het nie. So, as die Bybel praat oor vriend van die wêreld, vyand van God, het ek agtergekom, gaan dit oor die sisteem, die ideologie. Wees versigtig, dat jy nie lyk en word soos die wêreld is nie. Want vriend van die wêreld, vyand van God, daar's iets anderste. God het kom woning maak in jou. Daar's iets van die heerlikheid van God wat jy in jou lewe dra. Maar wanneer Jesus praat oor die wêreld, oor mense, dan sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dan gaan dit oor mense. En ek wil vanmôre sê, die kerk is op sy beste, nie wanneer hy onttrek nie. Wanneer ons onttrekkingsteologie het nie. Die kerk is ook nie op sy beste wanneer ons protesteer nie. Partykeer kyk ek na ons wat kerkleiers is en al wat hulle doen is, hulle kla net oor alles. Hulle wys dit al die foute uit, hulle protesteer teen alles, hulle is altyd teen een of ander iets. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is goed dat ons partykeer sê teen wat ons is, maar dit is belangriker dat ons sal begin leef vir wie ons leef. Die kerk is op sy beste wanneer hy beweeg. Die kerk is op sy beste wanneer hy sout is, lig is, marked by his glory, known by his love. Dan is die kerk op sy beste wanneer ons geloof, hoop en liefde na ons wêreld toe vat wat dit nodig het. In 2026 wil ek vir jou sê, God kyk na jou. Jy is nie uitgesluit nie. En na my. En hy sê, hoe begeer ek dat jy sal ontdek, ek leef in en deur jou. Ek leef in jou en ek wil my liefde deur jou laat geld. Sal jy jou hand opsteek en die kandidaat wees wat sê ek sal geloof, hoop en liefde na my wêreld toe vat. Here, help my, ek is 'n kandidaat om dit te doen. Ouens, ons is nie gered net om te glo nie. Dit is belangrik om te glo. Maar is nie net waaroor dit gaan nie. Ons is gered om lief te hê, soos wat hy ons lief gehad het. Jesus leer ons en sê vir ons, mense sal weet, aan julle liefde vir mekaar en hoe julle gaan lief hê, gaan mense weet dat julle aan hom behoort. So hier is die ding. Die ideaal is, ons wil die Jerusalem ervaring altyd hê, en in 2026 wil ek vir jou sê, gaan jy dank die Here wanneer jy die Jerusalem oomblikke in jou lewe beleef, die Shalom oomblikke van jou lewe beleef, en jy voel dit maak sin. Maar daar gaan ook Babylon oomblikke wees. Hy gaan kom. Hy gaan daar wees. En wanneer hy daar is, mag jou gebed weier wees as Here, los dit net op. Miskien is ons gebed, Here, wat wil U doen terwyl ek hier is met my lewe? Hoe wil U my lewe nou gebruik? Ons is nie geroep om ons omgewings te verower nie. Ons is geroep om dit te dien. Ons is nie geroep om te vlug nie. Ons is geroep om teenwoordig te wees. Marked by His glory, known by His love. So vanmôre, as ek kan afsluit, mag sy heerlikheid en sy liefde in 2026 sigbaar word in ons lewe. Mag sy heerlikheid en sy liefde in jou huis sigbaar wees. Dis my gebed vir 2026 vir jou. Mag sy lewe, sy heerlikheid en sy liefde in ons harte sigbaar word. Mag dit in ons kantore sigbaar word. Mag dit in die skole sigbaar word waar jou kinders is of by die universiteit waar jy is. Mag dit in ons strate sigbaar word. Ek wil vanmôre vir ons bid. En ek wil vanmôre 2 gebede doen. Die eerste gebed vat my terug na waar ek begin het vanmôre. Oor merke in ons lewe. Miskien is jy hier en jy sê, ja, ek het 'n merk. En hierdie merk het my so seer gemaak. Dit het my gebreek. En miskien het jy vanmôre nodig om vry te spreek. Miskien het jy vanmôre nodig om te vergewe, hoe moeilik dit ook al vir jou gaan wees. Sodat jy 2026 nie sal ingaan
as 'n gevangene nie, maar as iemand wat vry is. Vry, omdat jy vrygespreek het. Ek wil bid vir mense wat stikkend is vanmôre. Wat sê, "Joe, ek het glad nie, as ek dink aan God se shalom, sy heelheid, dan voel ek is 'n stikkende mens." Vir jou wil ek bid. Vir jou wat nie God ken nie, wil ek vanmôre bid. Ek wil bid dat jy jou hart, jou lewe met hom sal regmaak. Want jy kan nie bekostig om dit nie te doen nie. En as jy vanmôre kies om dit te doen, ons het 'n groen groei boekie daar by die infotoonbank, kos R30 as jy nie geld het nie, vat net vir jou een. Wat vir jou tree vir tree gaan begelei in die besluit om Jesus Christus te volg. Die tweede gebed wat ek wil bid, ek wonder wie van julle sit vanmôre hier en sê, Here, ek weet dis nie altyd Jerusalem in my lewe nie. En as ek aan my lewe dink, dan sien ek baie Babylon oomblikke en plekke. Help my in 2026 dat my gebed sal verander. Dat my praat sal verander. Dat ek die shalom van my omgewing sal soek. Dat ek die redding, die heelmaak van my omgewing sal soek. Dat ek sal U vertrou, dat U heerlikheid wat in my is, dat U op 'n manier deur my lewe sal werk, dat ek sal lief hê op 'n ander manier. Liefde wat sal verandering bring. Liefde wat sal wen. Ek wonder of jy bereid is om saam met my te staan, en dan sluit ons af met 'n gebed. Die res van die worship team kan asseblief vorentoe kom. As jy wil hê ek moet vanmôre vir jou bid, vir merke, letsels in jou hart, in jou lewe, wil ek vir jou vra of jy bereid is sal wees om net so nederig te wees. Dat jy net vanmôre jou hand opsteek en sê, bid vir my. Ek het nodig dat 'n herstel sal kom in my lewe. So hou jou hand net vir 'n oomblik in die lug as jy sê, Here, hier is seer in my lewe en ek vertrou U dat U die seer sal heel maak in my lewe. Hou jou hand, moet hom nie laat sak nie, asseblief, hou hom net so in die lug. Wil jy nie net gou kyk wie se hand is in die lug nie, dan sit jy net jou hande op hulle. Ons is mos 'n familie. Lê net jou hand op die skouer van iemand wat se hand nou in die lug is. Ek wil nie hê iemand moet alleen wees nie. Net die agter julle is daar iemand as julle sal help, daar sal ek bly wees. Kom ons maak dit seker. Goed, ek sien daar in die moederskamer, is daar ook iemand se hand in die lug is vanmôre. Ek hoop daar staan iemand by persoon wat se hand nou in die lug is. Want ouens, iewers te gaan ons almal deur tawwe tye. En dan het ons 'n familie nodig. En hierdie is ons familie. Waarheen sal ons gaan as hierso, waar ons broers en susters is in die Here, familie. So Here, vanmôre kom bid ons vir almal wat houe dra, die seer van die lewe, wat ons laat wakker lê in die aand, wat ons vreugde van ons kom steel. En partykeer is dit ons eie stupidheid gewees, wat ons self die moeilikheid veroorsaak het, Here. En soms was ons onskuldig in dit, en soms het die lewe net gebeur. En ons het nie vandag al die antwoorde op al die redes hoekom nie. Maar ons ken iemand. En ons bid soos mense wat iemand ken. Ons ken 'n God, skepper van die hemel en die aarde. Die een wat in een woord kan heel maak, shalom kan indra. Ek bid dat genesing en heelheid sal vloei vanmôre in harte wat stikkend en gebroken is. Ek bid dat God se eerlikheid sal kom heel maak. Ek bid, Here, dat U ons die genade sal gee om elke dag te kies as ons opstaan deur te sê, God het 'n pad met my begin stap van heelheid en ek gaan nie een oomblik meer toelaat dat hierdie gebrokenheid my lewe 'n gevangene gaan maak nie. Ek bid vir hulle wat moet vergewe, dat hulle dit sal doen, Here. Dat jy hulle wysheid sal gee hoe om dit te doen. En ek bid dat ons van vandag af nie een oomblik meer sal toelaat dat dit wat ander mense aan ons gedoen het, ons in gevangenskap sal hou nie. Ek bid dat ons vry sal wees. That we will let somebody off the hook
And when we let them off the hook, we realize we are letting ourselves off the hook. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dat ons elke dag sal kies om te vergewe. As daar bitterheid in wil opspring in ons harte, dan sê ons nee, ons het gekies. Ons het gekies Shalom. Ons het gekies heelheid. Ons het gekies herstel. En ons gaan aanhou om te vergewe oor en oor en oor en oor. En ons gaan aanhou om 'n pad te stap van heel word. Dankie Heilige Gees vir die bo-natuurlike werk wat U doen in elkeen se lewe. Dankie dat U meer kan doen as die woorde wat ek nou spreek. Dankie vir 'n bo-natuurlike werk in ons harte en ons lewe. Ons bid dat ons getuies sal hê, stories sal hê van vanmôre in Jesus naam. En vir hulle wat U nie ken nie, Here, Heilige Gees sal U met hulle nou praat. En sê ek praat met jou. Praat met jou nou. Ek wil vir jou ook bid. Here, mag mense se lewe vanmôre verander. Nie uit hulle eie poging uit nie. Maar Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. En sy prys is voldoende om my 'n kind van God vanmôre te maak. Ek bid dat hierdie waarheid sal deurbreek in harte en lewens wat vanmôre sê, hier is ek, Here. Sluit my in. Dan vanmôre, Here, as ons hier uitstap, dan stap ons nie altyd in 'n Jerusalem omgewing in nie, ons stap baie keer in 'n Babylon omgewing in. Verander ons gesindheid, Here. Help ons om anders te praat oor ons werksplek, oor ons land, oor ons regering. Help ons om die foute uit te wys, maar help ons om ook die hoop in te dra. Help ons om as kinders van God, lig, sout van die aarde, om hoop, geloof, hoop en liefde te vat na die plekke waar U ons gesit het, daar waar ons natuurlike jurisdiksie het. Here, help ons om kerk te wees, kerk op sy heel beste, in Jesus naam. Ons wil nie meer kerk speel nie. Ons wil kerk wees, Here. En hier staan ons vanmôre voor U en sê, Here, ons is 'n kandidaat. Ons is 'n kandidaat om deur U gebruik te word. Because we are marked by your glory, known by your love. In Jesus naam. Amen.